Ek lees hoe Paulus en Silas onregverdiglik in die tronk sit en onwetend bid en sing hulle tot 'n gehoor. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou op hierdie woensdagmôre en dit is vir my lekker om weer 'n gedagte of twee met jou te deel uit die woord van die Here uit. En ek lees gou vir jou Handelinge 16 vers 25. En julle almal ken hierdie verhaal baie goed. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Ek het net so 'n tydjie terug toe lees ek wat iemand sê dat dit lyk vir hom dat Paulus en Silas het meer blydskap in die tronk gehad as wat baie kerkmense in die kerk het. Ag, ek weet nie of wat jou belewenis is nie, maar dit is 'n goeie en 'n interessante gedagte. Jy weet, ons as kinders van die Here moet altyd onthou dat ons leef ten aanskoue van die wêreld. Dit is nou 'n groot Afrikaanse woord, maar ons lewe ten aanskoue van die wêreld. As jy getuig of 'n proklamasie maak dat jy 'n Christen, 'n kind van God is, dan is almal se oë op jou. Al weet en vra jy nie eers daarvoor nie. Nou daar is 'n reputasie wat in die kinders van die Here vaskleef en dis toewyding aan God en 'n heilige lewe of 'n leefstyl. En die wêreld kyk of hulle die twee elemente by jou bespeer. Hierdie toewyding aan God en hierdie heilige lewe. Die wêreld kyk, want hulle wil sien. Wat maak jy met sonde? Wat maak jy met jou seëninge? Wat maak jy met jou suksesse? Wat maak jy met jou teleurstellings ensovoorts? Met ander woorde, hoe hanteer jy hierdie dinge? As sonde kom klop aan jou deur, wat maak jy? Maak jy oop? As jy geseënd is, dien jy steeds die Here daarmee? As jy die trappe van sukses klim, bly jy getrou en toegewyd aan die Here? En as dit swaar gaan of vervolging of wat ook al jy verloor, jy weet, verloor jy ook jou reputasie, gooi jy alles oorboord of bly jy toegewyd en handhaaf jy steeds 'n heiligmakende leefstyl. Laas naweek met ons getuienis aan met Stefan Swanepoel het hy weer gesê, kan mense Jesus in jou sien, jou medewerkers, jou huismense, jou huiswerkers, die petroljoggie, die kassier. Wat is hulle belewenis van jou belydenis? Wat is hulle belewenis van jou Christenskap? Paulus en Silas, gaan lees 'n bietjie. Hulle klere is van hulle afgeskeer. Hulle is met stokke geslaan. Hulle is in die binneste gevangenis gegooi, daar in die donkerte en die koue. Hulle voete is in blokke vasgemaak. En jy weet, as harde kriminele is hulle behandel en opgesluit saam met ander harde kriminele. En wat sou jy sê is die gepaste optrede? Wat was die medegevangenisse se getuienis van die sogenaamde kinders van die Here? Jy kan net dink, bid en sing lofliedere. Verbasing, glo ek, ontnigtering, agting, respek, want hulle het getriomfeer in hulle vervolging. Hulle handelinge het hulle getuienis bevestig. Die gevangenes het nie hulle gedrag bepaal nie. Hulle toewyding aan hulle verlosser Jesus Christus en hulle heilige lewenswandel was bevestig daardeur. Jy weet, hulle die standaard kom stel en hulle die standaard kom verander van hoe dit moet wees wanneer jy wel in die gevangenis beland. Bid en sing tot eer van die Here. Jy weet, ons is almal maar medegevangenes, Dink 'n bietjie mooi daaroor. Ons is vasgevang in die vervallendheid van die wêreld. Nie dat ons verval in wêreldsheid in nie, maar dat ons moet lewe midde die klimaat van vervallendheid. En Jesus se opdrag aan ons is baie duidelik, om nie te klimatiseer nie, om nie deel van die wêreld te word nie, maar om onder dit uit te kom, al is ons midde in dit. Jy verstaan mos wat ek bedoel, Vrede vir jou kind van die Here,
mag die seën van die Here jou vergesel. Tot ons Vrydag verder uit God se woord gesels. Blessings.